So, ons het 'n fantastiese tweede dag gehad by die Riemland Studiegroep en Landbou Weekblad herlewingslandboukonferensie hier op Ryds. Ons het die dag afgeskop met 'n paar perspektiewe van boere uit die Noordwes uit, het Harry Smit uit, hier van Petrus Steyn af. Ook 'n fantastiese toespraak deur Boel van Rensburg. Hy's natuurlik die suiwelboer van die Oos-Kaap waar Back and Close die eerste keer uitgebreek het. Net sy perspektiewe oor hoe hy die nuus hanteer het. En bietjie ook uitgebrei oor hoe boere stres in die algemeen behoort te hanteer. Daarna het ons 'n baie interessante gesprek gehad, paneelgesprek gehad oor finansiering en hoe finansierders eintlik nog sukkel om die norme te ontwikkel om herlewingslandbou sinvol te finansier. En toe afgesluit met 'n gesprek oor kosbemarking en die bemarking van herlewingslandbouprodukte. 'n paar boere gehad, D.F. Vyver, Candice Ann van Druten en Dani Sabbert, as ook Graham Klek van Kaapstad af, wat eintlik organiese en herlewingslandbouprodukte produseer en verkoop direk aan verbruikers en hoe om die vraag te stimuleer vir hierdie produkte. As ook Steve Maresh, hy's 'n restauranteur en hy spesialiseer veral in vleis en hoe verbruikers verander en meer gesondheidsbewus raak. So 'n wonderlike manier om hierdie konferensie af te sluit, want dit is tog immers hoekom ons dit doen, is om kos te produseer. En natuurlik die konferensiegangers het die wonderlike voorreg gehad om eintlik vleis en aardappels te kon eet wat onder hierdie stelsels geproduseer is. So ek dink 'n fantastiese sukses. Altyd jammer wanneer die konferensie tot 'n einde kom, maar ons sal volgende jaar weer een aanbied, selfde tyd, selfde plek. Ons sien nou uit na ons konferensie in Ottosdal later in April, as ook onder in die Wes-Kaap.